Dankie Here dat U ons nooit alleen los nie. Geen nie om hoe oorweldigend ons omstandighede of ons gevoelens is of belewenis is nie. U weet wat elkeen se uitdaging is wat hier sit vandag. En soos die laaste lied ook vir ons sê, U kom tel ons op. Ons verklaar ons afhanklikheid van U. En ons vra dat U deur U Heilige Gees vir ons opnuut sal kom optel, sal kom vul met U teenwoordigheid, met U krag. Here, ons gee die kwartaalse bediening aan U oor, Here Jesus, ons die derde kwartaalbediening, die kinderbediening, die tienerbediening, die uitreike, die versorging, die eredienste. Ons vertrou U. Ons vertrou U vir U seën om mekaar om te gee, kom bou ons op, Here, kom leer ons, kom stuur vir ons nog mense, Here, wat saam kan groei in die plan wat U vir ACK North Shore het. Ons vra die beskerming van die bloed van Jesus oor ons. Ons bid dat U vir ons sal help om in harmonie saam te werk tot U eer. Sien ook die gemeenteraad, die besluite wat hulle ook moet maak vir die pad vorentoe. Ons eer U en ons loof en prys U in Jesus naam. Amen. Goeiemôre. Dit is lekker om julle almal te sien en die wat ingeskakel het by ons livestreaming is baie welkom ook by ons erediens vandag en ons vertrou dat die Here ook vir ons 'n geseënde diens sal gee. Ek wil begin om vir jou die vraag te vra, wat is jou grootste uitdaging wat jy nog in jou lewe moes hanteer? Miskien was dit daai wiskunde toets wat jy moes skryf. Of dit was hierdie werksaansoek, toe jy heeltemal uit jou comfort zone gebring is. Of jy moes trek, toe jy hiernatoe getrek het. Wat is daai grootste uitdaging wat jy moes hanteer, wat vir jou soos 'n reus gevoel het, wat voor jou gestaan het? Soos Dawid en Goliat. Nou, ek wil julle 'n storie vertel van Sarah, was 'n enkel ma gewees, en sy het 2 klein kindertjies gehad, en om die pot aan die kook te hou, het sy 2 werke gehad, en met die ekonomie wat moeilik gegaan het sy haar hoofinkomste verloor. En sy was in 'n krisis gewees, en sy was oorweldig deur vrees, dat wat gaan met haar kinders gebeur? En sy is vermink daardeur. En toe sou nie meer spaargeld nie, die rekeninge loop op, die huurgeld moet betaal word, en het bereik 'n punt waar haar wil uitsit, en hulle het nie meer 'n plek om te bly nie. Die reus van vrees het voor haar gestaan, en sy het nie geweet wat om te doen nie. En toe besluit sy gaan elke aand op haar knieë gaan, en sy gaan vir die Here vra, Here, kom bring asseblief 'n deurbraak, U is groter as hierdie reus. Kom gee vir my die rustigheid, kom gee vir my die wysheid wat ek nodig het om te doen. Daar's 'n sêding wat sê, jy moet jou bes doen en die Here vertrou om die res te doen. En sy het haar bes gedoen, sy het toe haar CV uitgestuur en vir 'n onderhoude gegaan, en sy het elke aand daai gebed gebid. En hoe die tyd aangegaan het en hoe moeiliker het geraak, het die storm groter geraak, hoe rustiger het sy geraak. En tot een dag, toe is daar 'n kontaknetwerk deur die kerk, wat vir haar sê, maar ons het vir jou 'n pos. En sy is vir die onderhoud en sy kry 'n beter pos, met meer stabiliteit en beter inkomste, wat sy voorheen gehad het. En daardeur het Sarah beleef, God will make a way where there seems to be no way. Deur gebed en deur geloof in die Here wat groter as haar reus was, het die Here voorsien.
En ons gaan vandag, ons is besig met hierdie reeks oor Dawid die geestelike reus, en die eerste week het ons gekyk na die tema van Dawid wat voorberei en gevorm is, en toe daar 'n koning aangestel is, toe het hulle nie eens vir hom raak gesien nie. Hy was die skaapwagter, die broers was almal daar, en Samuel het gekyk na die uiterlike, want Saul die koning was groot en sterk en aantreklik, en hy het gekyk na die uiterlike, maar toe hulle vir Dawid inbring, toe kyk die Here na sy hart en sy karakter. Ons het nog gepraat van, you hire on competence, but you fire on character. En die Here kyk na ons hart, en hy kyk na ons karakter. En hy is gesalf, en die Heilige Gees het hom gevul, en hy het hom voorberei, en hy het hom gevorm, en in daai tyd, hy is terug, en hy is skaapwagter, en die Here het hom geleer om na die skape te kyk en te beskerm, en hy het die leeu oorwin, en hy het die beer oorwin, en dit was voorbereiding vir as hy na die volk eendag moet kyk as koning, en die herder wees, en die beskermer wees, en om te leer hoe om daai groot reuse te kan hanteer. En toe laasweek, toe kyk ons na die tema Goliat moet val, en hoe Dawid, hoe almal bang was vir Goliat, die reus, maar hoe Dawid na sy God gekyk het, hoe groot sy God is, en hoe groot die reus was nie. En vandag, dan gaan ons dit 'n bietjie verder vat, en ons gaan bietjie kyk na die reuse in ons lewens. Want daar gaan altyd reuse wees. Altyd, daar's verskillende reuse wat ons in ons lewens moet kan hanteer. En hulle het name. Die name van die reuse is siekte, finansiële druk, verhoudingsprobleme, teleurstelling. Maar ons gaan spesifiek na 4 kyk. Verwerping, die reus van verwerping, die reus van vrees, die reus van verslawing, en die reus van woede. So kom ons lees bietjie saam uit Samuel 17, vanaf vers 41 tot 47. Samuel 17 vanaf vers 41 tot 47. Net weer so 'n bietjie agtergrond, vir die van julle wat nie die vakansie die reeks kon bywoon nie. Net die konteks is dat dit is 1020 voor Christus, en Israel en die Filistyne beklei te mekaar, en wat hulle in daai tyd gedoen het, partykeer, wie van julle Troy gekyk, die fliek Troy? Onthou julle toe hulle nou een persoon stuur, wat nou beklei namens die volk, en dan sal 'n ander soldaat wat namens die volk beklei, en die een wat verloor, moet die slawe word, en van die ander volk, en dis wat daar gebeur het, is, Goliat is gevra om te gaan beklei, hy is 3 meter hoog, so 'n bietjie hoor as ek, hy het 60 kg se wapenrusting, hy het 'n spies wat hy teen 65 km/h gooi, en hy kom te staan teen Dawid, 'n tiener skaapwagter van 15 jaar oud. Hy is 'n liggewig, Dawid, teen die swaar gewig. So wat is die kanse dat hy dit kan oorkom? En hy bring die kos daar vir sy broers, en hy hoor hoe praat hy en bespot hy die volk en die Here. En almal is bang. Saul, wat eintlik vir hom moes beklei, is bang, en die leerskare is bang. En Dawid kom en hy sê, wie is hierdie onbesnede Filistyn en heiden, dat hy die Here se naam en die Here se volk so onteer. En hy oortuig vir koning Saul dat hy gaan beklei, en Saul wil vir hom die wapenrusting gee, dit werk nie, en hy vat 5 klippies, so groot soos baseballballe, en hy gaan beklei teen hom, en dis die konteks. Nou is ons by vers 41,
Die Filistyn het al hoe nader gekom na Dawid toe, terwyl sy skulddraer voor hom was. Toe hy vir Dawid sien, het die Filistyn hom met minagting aangekyk, omdat hy jonk was, met 'n rooi gelaatskleur en 'n mooi voorkoms. Die Filistyn het vir Dawid gesê, is ek 'n hond, dat jy met kieries na my toe kom? Hy het Dawid toe die naam van die Filistynse gode vervloek. So hy beroep hom op die Filistynse gode en Dawid op op sy hemelse Vader, Yahweh. Vers 44, verder het die Filistyn vir Dawid gesê, kom 'n bietjie hier dat ek jou vleis vir die roofvoëls, vir die diere kan gee. Kan jy nou dink jy moet beklei teen Goliat? Dan is dit seker natuurlik dat 'n mens bang sou gewees het. En hy sê, kom, vandag is jou laaste dag. En wat was Dawid se reaksie hierop gewees? Maar Dawid sê vir die Filistyn, jy kom na my toe met 'n dolk en 'n spies en 'n swaard, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here, die Almagtige. Die God van die linies van Israel wat jy verkleineer het. Vandag sal die Here jou in my mag oorgee, sodat ek jou kan verslaan en jou kop van jou lyf afkap. Dan sal ek vandag nog die lyke van die Filistyne laar vir die roofvoëls en vir die wilde diere gee, sodat die hele wêreld kan besef dat Israel 'n God het. Hoekom gaan dit gebeur? Nie om te sê, kyk hoe wonderlik is Dawid nie, maar sodat almal kan sien dat die volk het 'n God en hy's kragtig en hy's almagtig. Dan sal hierdie hele skare besef dat die Here nie deur swaard of spies verlos word nie, maar dat die oorlog aan die Here behoort. En dat hy julle in ons mag oorgee. Toe die Filistyn regmaak en nader kom om Dawid te ontmoet, het Dawid die Filistyn vinnig op die vegterrein tegemoet gehardloop. Hy het nie daar gestaan en wag vir hom nie. Hy was nogal 'n brawe ou, nee. Hy het na hom toe gehardloop en hom sommer daar aangevat. Toe steek Dawid sy hand in sy sak, vat 'n klip daaruit, gooi met die slingervel en tref die Filistyn teen die voorkop. Die klip het in sy voorkop ingedring en hy het vooroor geval op die grond. Met die slingervel en klip was Dawid sterker as die Filistyn en het hy hom verslaan en doodgemaak. Dawid het nie eens 'n swaard by hom gehad nie. Toe het Dawid gehardloop, by die Filistyn gaan staan, sy swaard gevat, dit uit die skede getrek en hom van kant gemaak. Hy het sy kop daarmee afgekap. Die Filistyne het gesien dat hulle held dood is en het gevlug. Die manskappe van Israel en Juda het opgestaan, die aanvalskree het uitgeskree en die Filistyne agtervolg tot by die ingang van Gat en die poorte van Ekron, sodat die gesneuweldes van die Filistyne op die pad van Saraim af tot by Gat en Ekron gelê het. Mag die Here sy woord ook vandag aan ons seën. Dawid het vir Goliat oorwin. En daar is aanhoudend Goliats en reëse wat in ons lewe inkom. En die vraag is, hoe gaan jy jou Goliat oorwin? Wat kan ons leer uit Dawid se storie spesifiek vir situasies waar daar 'n Goliat kom, om te weet, maar hoe kan ek nie so Saul en die leerskare te bang wees om te weet wat om te doen nie. Kom ons begin by die eerste ene, verwerping. Dink julle Dawid het iets van verwerping in sy lewe ervaar? Wat dink julle? Dink julle hy is ook verwerp? Ja, want toe al die broers gekom het na Samuel toe dat hulle 'n nuwe koning kon kies, toe's Dawid nie eens gevra om te kom nie, hy moes na die skape gekyk het. Hy is verwerp. Maar gelukkig het die Here na sy hart gekyk. En nie wat mense dink nie. En hy is gesalf. En baie keer word ons oorgesien en ons voel verwerp, maar die Here weet. En die Here kyk na ons hart.
toe hy daar by die oorlogsveld aankom, kyk, gewoonlik sou die oudste broer nou sulke voorregte gekry het. En toe het hy daar gekom en het vir hulle kos gebring. Hy is nie eens goed genoeg gesien as om te kom beklei nie. En toe hy daar kom, toe sy broer Eliab om verklein neer. Kyk, ek dink hy is toe nog 'n bietjie jaloers, omdat hy nou die koning geword het en nie die oudste broer Eliab. En hy sê, wat maak jy hier? Wie dink jy is jy? Ek onthou toe ek nou begin sing eendag, en ek het gevoel, die Here roep my om sanglesse te neem, toe sê my broer vir my, hoekom wil jy gaan sing? Dink jy jy's Pavarotti? Dink jy, maar hy het hom nie gesteer aan wat sy broer gesê het nie. Nee, hy is verwerp, klink het bekend. Onthou julle die storie van Josef, wat verwerp is deur sy broers en verkoop is as 'n slaaf. Jy sien, die kern van om verwerp te word, is dat jy die boodskap in die leen kry, ek is nie goed genoeg nie. You're not good enough. Ek is nie mooi genoeg nie, ek is nie slim genoeg nie, ek is nie genoeg nie. Het jy ooit so gevoel in jou lewe? Ek is nie genoeg nie. Jy word nie vir daai span gekies nie, jy kry nie daai werkspromosie nie, dan dink jy maar daar's iets fout met my. Weet jy wat doen dit aan kinders? As hulle voel, hulle is nie goed genoeg nie. As hulle huis toe kom en hulle bring 'n rapport en pa, weet ek het 'n 70 gekry, maar ek het nou 85 gekry, en hulle is so opgewonde vir die vordering, dan sê die pa, wat het met die ander 15% gebeur? En dis al wat raak gesien word, en hy kind voel, hy is nooit goed genoeg nie. Dit vernietig kinders se selfbeeld. Dit vergiftig huwelike. Maar ek het goeie nuus. Die Here wil vandag vir jou sê, jy is goed genoeg vir hom. Hy aanvaar jou en my net soos ons is. Ons is goed genoeg vir hom. My waarde en jou waarde hang nie af van die goedkeuring en die aanvaarding van mense nie. Dit hang af van of ek 'n kind van God is of nie. En as ons kinders van die Here is ons spesiaal en is ons waardevol en is ons goed genoeg. So die teenoorgestelde van hoe om daai reus te oorkom van verwerping is aanvaarding. En voordat ons dit by enige ander plek of persoon vind, moet ons dit eers by die Here vind. Want mense gaan jou teleurstel en hulle gaan nie altyd daar vir jou wees nie. En dan gaan hulle daar om vir jou ondersteun en die volgende gaan steek hulle jou in die rug. En hulle gaan jou seermaak en hulle gaan jou teleurstel. Maar raai wat, jy gaan dieselfde doen. Dis hoekom ons eerste bron van liefde en aanvaarding moet God wees. Ja, ons het mense nodig. Maar weet jy wat? Sal jy okay wees as hulle nie daar is nie? Sal God genoeg wees vir jou? Want jy is genoeg vir God. En dis hoe ons daai reus oorkom van verwerping. Kom ons kyk bietjie na 'n paar Bybelkarakters. Kan julle dink aan enige Bybelkarakters wat met die reus gesukkel het van verwerping? Enigiemand? Wat van Josef? OK, hy is verkoop. Is 'n slaaf. Wie nog? Jesus, ja, hy is verwerp. Saul is verwerp as koning. Arme Jeremia is aangerand. Hy het 'n boodskap gekry, is gevaarlik om 'n profeet en 'n geestelike leier te wees. Hy het die Here se boodskap gebring, hulle het hom sommer aangerand. So hoe oorkom ons daai reus? Is om eerstens net te besef dat ek is God se kind. I am complete in Christ. Colossians 2:10. Ek is volmaak in Christus. En die Here
is vir my genoeg. En ek is vir die Here genoeg. En om in daai identiteit te leef. En dan hang dit nie af of mense dink jy's goed genoeg of hulle van jou hou of nie. Dis okay. Dis vas. Jy's God se kind. Tweede ene, vrees. Nou, baie interessant toe Dawid daar aankom. Toe is koning Saul en die hele weermag was vermink deur vrees. Nou Saul was 'n kop lengte langer, hy was die hoofkryger, maar hy wou hom nie eens beklei het nie. En die volk het vergeet van dat hulle 'n verbond met God het en dat God reg deur die woestyn vir hulle gesorg het en met kos en vir hulle na die beloofde land toe gevat het en hoeveel keer was hy daar en hulle het dit vergeet. Want al wat hulle kan sien is hierdie reus. Het jy ooit so gevoel? Jy kyk so na die reus, jy raak skoon bang, jy kan nie beweeg nie. Jy's vermink. Jy weet nie wat om te doen nie. Weet jy moet nou trek of jy moet nou na 'n ander werk toe gaan, maar jy's so bang want dit is onseker. Jy's heeltemal uit jou comfort zone uit. En dis al wat jy kan dink en jy voel oorweldig. Dis ongelukkig wat vrees doen. Weet jy wat's interessant? Die Bybel sê dit nogal 'n paar keer, moenie bang wees nie. Hoeveel keer dink julle sê dit in die Bybel, moenie bang wees nie? Presies. 1 vir elke dag. Moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie. Wat is vrees? Is 'n emosionele reaksie op 'n verwagte gevaar. En dit verlam jou, dit vat jou vrede weg, jou vreugde, jy kan nie lekker besluit nie. Kom ons dink aan Bybelkarakters wat met die reus van vrees gesukkel het. Enig iemand? Moses, ja, hy wou nie teruggaan nie. Jy's reg? Wie nog? Jona. Ja, Jeremia. Wie? Elia, ja, Elia. Ja. Hoekom? Want hy het nou hierdie wonderwerk gedoen en die vuur het geval en toe sê Jesebel vir hom, hoor jy so, ek gaan vir jou doodmaak. En daar hardloop hy weg. Maar hy het dan net vergeet wat die Here gedoen het. Wat moet ons doen? Die teenoorgestelde van vrees is moed. It's courage. What is courage? Doing what's right in the midst of fear. So, as jy na 'n reus van vrees kyk, erken, ja, ek is bang. Waarvoor is ek bang? Hoekom is ek bang? Kom ons sê, dan moet nou 'n groot besluit gemaak word. Wat keer jou om dit te doen? Wat maak jou bang? Erken die vrees, gee dit vir die Here. Ek is seker, Dawid was bang toe daai leeu en daai beer op hom afgestorm het. Maar toe hy hulle oorwin en hy moet vir Goliat, nee. Dis dit vir hom maklik. So, hy het geleer dat daar is 'n reus. Ek onthou as ek my kinders 3 jaar oud is, dan gaan ons op vakansie, dan gaan ry ons die waterwurms. Dis 'n supertube. Dis die Afrikaanse woord vir supertube. Hartenbos noem hulle dit waterwurms. En dan ry ons, wil hulle nie sê ek kom sit op my skoot, en dan ry ons daar af. En as hulle 'n bietjie ouer word, sê pappa, hoef nie meer te gaan nie, maar gaan wag daar onder vir my dat ek pappa my kan vang. Wat hulle leer om hulle vrese te oorkom. So ons moet erken wat ons vrees is, maar ons moet dit vir die Here gee. Want ons kan dit nie self hanteer nie. Ons moet dit vir die Here gee. Onthou julle die disippels hoe bang hulle was om uit te gaan. Waarvoor is jy bang? Gee dit vir die Here dat hy dit vervang met sy vrede. Dat hy vir jou moed gee. Iemand het een keer gevra, wat het gebed jou gehelp? Hoekom bid 'n mens? Toe sê hy, kom ek sê vir jou wat ek gekry het en wat ek verloor het. Ek het bietjie meer moed gekry. Maar kom ek sê vir jou wat ek verloor het. Ek het my vrees verloor. Baie keer, as ons bid, verloor ons eintlik iets. Want in myself is ek bang en ek kan dit nie hanteer nie en ek weet nie hoe nie, maar die Here kom gee 'n vrede, wat alle verstand te bowe gaan. Die storm woed nog steeds, maar die storm binne my is stil. Want ek het by die Here se voete gaan sit.
en hy het my rustig gemaak. En as jy in 'n storm is, en daar's 'n reus, en jy's bang, kom by die Here uit, laat hy 'n vrede hier binne jou eers bring. En dan kan ons dit hanteer. As die tweede ene is vrede. Ek bedoel, is vrees. Dan die derde ene is woede. Is daar enige iemand wat met woede sukkel hierso? Ek weet jy gaan elke jou hand opsteek nie. Vrou gaan jou dalk nou stop. Kom steek jou hand op. Woede, om kwaad te word. Wat se Bybelfigure het kwaad geword? Kan julle dink? Saul het kwaad geword. Hy wou Dawid doodgooi met 'n spies. Wie nog? Yes? Ja? Kain het sommer sy broer doodgemaak, omdat hy jaloers was. Dawid was kwaad. Toe hy daar kom, en hy sien, hoe word daar met sy God gespot, toe het hy 'n heilige woede. Jesus het 'n heilige woede gehad toe hy kwaad was vir die mense wat goed verkoop het. Onthou julle? So as die woede gaan oor, weet jy wat is, dit doen oneer aan God aan. Ons moet doen wat reg en verkeerd is hierso. Het gaan nie oor my regte nie, maar oor die regte ding, wat vir die waarheid opstaan. Dan is dit goed. Maar as dit 'n onheilige ene is, wat dit oor jou gaan, dan is dit nie goed nie. Dan is dit sleg. Dit vernietig huishoudings, vriendskappe en gemeentes. Dit bring onenigheid. As jy, hulle sê die sielkundiges, as jy sukkel met woede, dan het jy een van 3 maniere om dit te hanteer. Jy kan dit externaliseer. So dan kom dit uit. En jy blaas af, en jy pak net af, en jy begin skree op die persoon, en dan voel jy so my beter. Dis vir jou okay, maar vir daai mense is dit nie, want nou voel hulle heeltemal afgebreek. Of jy kan dit internaliseer, en nou word die mense nie skade gedoen nie, maar jy praat nie, jy verwerk dit nie, en jy tel bitterheid op. Maar die gesondste manier is om dit te verbaliseer, om daaroor te praat. Jy weet, as 'n kind ongelukkig is en hulle huil, of hulle het nou 'n tantrum of so, as hulle 'n bietjie ouer raak, dan moet 'n mens vir hulle vra, maar wat is fout? Wat is jou behoefte? Ons as groot mense kan partykeer tantrums gooi, nê? Maar ons moet kan praat. Ons moet die lyne kan oophou. Ons moet kan verskil en nie in mekaar se hande los nie. Dit gaan oor die gesindheid waarmee ons verskil. Verbaliseer, praat daaroor. En die verskil, en die teenoorgestelde van dit is vrede. Kalmte en vrede. En partykeer beteken dit jy moet net gaan stil raak en bid en vir die Here sê, Here, kom gee vir my vrede. Die laaste een is verslawing. Verslawing. En as jy dink aan verslawing, dan dink jy baie keer aan dwelms, of jy dink aan pornografie, of drank, maar werk kan 'n verslawing wees, om aandag te kry, hoeveel likes ek kry, hoeveel views ek kry op die sosiale media, dit kan ook 'n verslawing wees, en as jy dit nie kry nie, dan is daar iets fout. Dis iets wat jy nie voor kan nee sê nie, waar jy's afhanklik om okay te voel, of okay te wees, is jy dit nodig. En eintlik is daar niks anders, wat ons, waarvan ons afhanklik moet wees as God nie, want Augustine sê, ons is elkeen gemaak met 'n vakuum, en ons probeer dit met alles vul, en dit maak ons nie gelukkig nie, net die Heilige Gees kan ons gelukkig maak. So wanneer ons onsself oopstel, om deur God gevul te word, dan kan ons. Dit is baie interessant, hulle praat van mense wat nou te veel betrokke is met iets waaraan hulle verslaaf is. Kom ons sê dit is drank. Nou sê hulle, jy moet nie eintlik fokus om harder te probeer nie, want dan sukkel jy. Jy moet eintlik by die kern van die probleem uitkom. Hulle sê dis gewoonlik 'n disconnect
met mense en verhoudings, of dat jy nie ergens belang nie, of jy is 'n disconnect aan jou purpose. So nou voel jy sleg oor jouself, jy voel down, en om te escape, dan kry jy iets om jouself beter te laat voel. Soos die drank, of wat ook al. En dan voel jy dalk 'n bietjie beter, maar eintlik voel jy net nog slegter aan. En hulle sê eintlik, mens moet eintlik weer daai verhoudings herstel, terugkom na wat het dit veroorsaak, of terugkom by 'n doel, of terugkom dat daar ondersteuning in jou lewe kom, dan gaan jy nie afhanklik van daai goed wees nie. En eintlik moet ons terugkom na afhanklikheid van die Here, want dit is net die Here wat ons kan volmaak en vreugde gee. Dis nie so vlietend soos enigiets anders nie. En as jy voor daai reus staan van verslawing, dan wil ek vandag vir jou sê, kom net terug na die Here. Die gemiddelde tiener spandeer 6 ure 'n dag. Dis die nuwe verslawing, is elektronika, maar die volwassenes is dieselfde. Dis die aanhoudende scrolling wat daai dopamine rush gee. En partykeer moet ons ons moet ons Bybel eers optel, nie ons foon nie. Ons moet die woord in ons kry. Ons moet daai tye van intimiteit met die Here terugkry in gebed. Ons moet in gehoorsaamheid beweeg, en dan gaan ons nie voel ons moet goed kry. En dan Dawid, Samson, wat hulle impulse daarop gereageer het. Julle geweet, Noag was 'n alkoholist, hy het 'n bietjie met drank gesukkel. So wat is die teenoorgestelde? Is selfbeheersing, maar eintlik Godbeheersing. As iets jou beheer, jy kan nie nee sê nie. Kom gee dit vir die Here dat hy jou beheer, dat sy gees jou die gewilligheid en die bekwaamheid gee om dit te oorkom. Linda was 18 jaar 'n alkoholverslaafde gewees. Sy het haar kinders, haar werk, haar selfrespek, alles verloor. En sy het half dronk in 'n park eendag gaan sit en op haar knieë neergeval en vir die Here gesê, Here, as U regtig lewe, kom red my, want ek kan nie meer nie. En sy het tevrede ervaar. En sy het by 'n herstelgroep gekom en daar was ondersteuning vir haar, en oor tyd het sy beter geword en ander mense gehelp. Wat wil ons vandag vir mekaar sê? Wat is jou Goliat? Is dit vrees? Is dit verwerping? Is dit verslawing? Is dit woede? Jy is nog kwaad omdat jou pa jou verwerp het. Jy daai werk verloor het. Dat nie vir jou 'n kans gegee het nie. Die verslawing slaan jou plat. Ja, wie waar begin dit? Is in die klein dingetjies. Dis om net weer God se woord te lees en in te neem. En te glo wat sê sy woord, en om met hom tyd te hê, en met hom jou hart oop te maak. Maar weet wat gebeur dan kom maak hy jou rustig, en hy kom gee vir jou die wysheid, en hy kom gee vir jou die gewilligheid. Hy kom gee vir jou die geloof. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Sien, dan kan ons vorentoe hardloop in die naam van Jesus. Soos Dawid, en weet dat die groter Dawid, Jesus, die reuse van dood en sonde oorwin het. Want jy sien, Jesus moes ook 'n klomp reuse hanteer. Hy's verwerp. Almal het hom gelos. Is jy al so gelos? Hy het 'n klomp vrees ook gehad, hy was 'n mens ook. Tyd van Getsemane het hy bloed gesweet. Die Here het vir hom rustig gemaak. Vader het hom rustig gemaak. Duiwel het hom versoek. Hy het ook kwaad geword. Want hy het aan die kruis gaan sterf. Hoekom? Sodat ek en jy daai reuse kan oorkom. So ek wil vir jou aanmoedig vandag. Goliat moet val. Die reuse moet val. Nie want ek en jy so sterk en oulik is nie,
maar met God. Ons 'n groot God dien. Groter is hy wat in my is, as wat hy is wat in die wêreld is. Ons vertroue lê nie in ons eie vermoëns nie, ons eie plannetjies nie, allerlei wapens of ervarings nie. Ons vertroue is in God, wat ons weet en onthou, ons deur elke reus en situasie gevat het. Ons oorwinning begin as ons fokus verskuif van die reus en die probleem en ons sit dit op hoe groot ons God is. How great is our God. En hierdie dieselfde God wat vir Dawid van Goliat verlos het, sal vir my en jou van ons reëse verlos. Hy sal. Geen om wat jou situasie is nie. Ons fokus op die beginner en volëinder van ons geloof, Jesus. Hoekom? Want die stryd is die Here se, nie ons nie. Kom ons bid saam. Here, ons word baie keer platgeslaan en oorweldig deur verskillende reëse, Goliats in ons lewe. Maar Here, ons word herinner vandag aan Dawid wat vir Goliat oorkom het, wat nie bang was nie, vir wie U voorberei het. En ek wil bid vir elkeen wat hier sit, Here, vir die reës wat in hulle lewe staan, wat hulle vermink, wat hulle bang maak, wat hulle nie van kan oorwinning kry nie. En ek vra dat die Gees van God 'n nuwe krag en 'n wysheid en 'n wil sal kom gee, 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Kom wys U self groot en sterk. Ons verklaar ons afhanklikheid van U. Want die stryd behoort aan U, nie aan ons nie. Heilige Gees, kom openbaar Uself in ons in Jesus naam. Amen. Ek wil vir jou aanmoedig as jy gebed wil hê, na die tyd dat ons vir jou bid, Leilani en Alex sal hier so staan, en partykeer help dit, jy weet, jy stoei met daai reus, en dat iemand vir jou kan bid, en vertrou die Here ook verlossing. Kom ons staan saam en dan sing ons Mighty to God.